Why do he want to deliver us from the wrath to come? Because the wrath has to do with a great tribulation. Ek gaan inteendeel vir julle vandag mooi hierso wys vers vir vers, stuk vir stuk. Daar's 'n duidelike verskil tussen toorn en verdrukking. Daar is nie 'n doktrine of lering waar ek meer hoop ek is verkeerd as hierdie waar ons vandag gaan praat. Gister het Dr. Raymond Lombard weer 'n video gemaak oor die wegraping en ek wil net weer 'n meer in detail verduideliking gee van die siening wat ek het. Ek dink dit is belangrik wanneer mense praat oor eskatologie, die studie van eindtye, dat mens moet probeer verstaan wat die ander ou se posisie is. Nou, ek het verlang in die pre-trib wegraping geglo, die idee dat ons weggeraap gaan word voor die 7 jaar verdrukking. En daarom ken ek al die argumente, antwoorde. Ek het 'n klomp ouens nou online wat vir my vrae gevra het en gesê hierdie is verkeerd oor hierdie of daai. En die punt is ek kom van 'n agtergrond, so ek het al die argumente ook gebruik en ek gaan vir julle vandag wys hoekom baie van dit nie werk nie. Ek vra dat jy met 'n oop koppie in sal gaan. My aanval is glad nie op Dr. Raymond Lombard se bediening enigsins nie. Julle moet verstaan, baie van my ander video's, daai ouens se bedieninge val ek direk aan. Iemand soos Leon de Pre, ek val sy bediening aan. Ek glo sy bediening moet ophou. Hulle is besig om mense weg te draai van die Here af. Dis nie goed nie. Hierdie is niks soos dit nie. Ek ondersteun Dr. Raymond Lombard ten volle. Ek sien hom as 'n broer in Christus. Ek dink hy doen 'n uitstekende werk vir evangelie en hy's lekker om na te luister, hè. Ek het hierdie video van hom gekyk en dit is net soos hy het 'n manier van praat, kommunikeer wat ek baie van hou en ek wil hom net eer vir dit. Hierdie is 'n klein ding in die lering wat hy bring wat ek net wil uitwys en besluit vir jouself. Luister mooi wat ek te sê het, kyk tot die einde. Baie van julle begin al kom en dan sien ek die video is nog net 10 minute uit, dan begin jy al kom. Dan het jy nog eers, dan weet ek jy het nie die video eers klaar gekyk nie, waar jy kom en sit. So maak seker jy kyk die hele ding klaar tot die einde en dan kan jy sinvolle kommentaar lewer daarna. Maar ek dink hier is 'n belangrike saak, want die vraag is waarvoor maak die kerk homself reg? Maak ons reg vir verdrukking? Maak ons reg om deur hierdie 7 jaar verdrukking te gaan? Of maak ons reg om vir Christus, is die volgende ding wat moet gebeur, Christus wat ons kom haal op enige oomblik? En ek dink ongelukkig gaan hy ons nie kom haal op enige oomblik nie, ons moet deur die verdrukking gaan. Maar weer eens, asseblief, iemand wys my verkeerd. Dr. Raymond Lombard sê vir my, ek is onnosel, ek het die kat in die stert beet, dis onwaar, maar ongelukkig as ek na die skrif kyk en ek's eerlik en vat dit soos wat hy sê, hy maak 'n groot punt van 'n letterlike interpretasie, maar ongelukkig dink ek die letterlike interpretasie verleen homself na die feit dat ons is hier vir die verdrukking. Vriende, en daarvan moet ons aan regmaak. Dis die ding, dan moet jy hierdie video vir mense wys en sê, maar luister, hier kom moeilikheid. En ek dink mense kan dit sien in die wêreld, hier's moeilikheid op pad en vir die Christene veral. Belangrik is ek het al baie materiaal oor hierdie onderwerp gedoen. Ek het 'n ander video ook oor Dr. Raymond Lombard wat ek so 'n paar weke terug uitgesit het. Julle kan daarna gaan kyk en dan ook het ons 'n hele Openbaring reeks. Spesifiek sessie 4-5 kan jy gaan kyk oor die wegraping. Daar's al baie om te sê hieroor. Julle moet verstaan, hierdie is nie 'n uitputtende studie nie. Ek gaan vandag op 1 of 2 aspekte fokus sodat jy mooi kan bybly. Baie van hierdie raak kompleks as jy in diepte in eskatologie ingaan, maar julle moet nou hierdie goeters begin leer. Come on, julle moet tyd in die woord spandeer. Hierdie is lekker. Eindtye studies is een van die mees vervullendste studies om te doen en ek dink julle sal sien hoekom. Die punt dat daar verskillende sieninge is fyn. Dit maak dit eintlik nog beter. Dan kyk jy hierdie ou sê die, hierdie ou sê die en dan kom jy tot jou eie gevolgtrekking. Ek wil net ook sê jy moet byvoorbeeld soos die amillennial kant verstaan om dit te kan weer lê. Jy moet die postmillennial kant verstaan. Soos ek en Dr. Raymond Lombard is pre-millennial, so met ander woorde ons albei glo daar's 'n toekomstige 1000 jaar van vrede wat voorlê. Die almal en postmill ouens glo ons is nou in daai 1000 vrede jaar wat vir my absoluut malligheid is, to say it the least, maar kom ons gaan nie vandag daaroor praat. Ek wil spesifiek vandag praat oor die tydsberekening van die wegraping. Is ons hier vir die 7 jaar verdrukking of is ons nie hier nie? So dis waar ons gaan praat. So ek wil eers hierdie deel van Dr. Raymond speel. Ek gaan nie 'n lang deel van hom speel. Julle moet sy hele video gaan kyk. Maar hierdie een konsep wat hy hier bring, dink ek dit is waar die fout gaan. Alright, so kom ons luister gou wat sê hy en dan sal ek kommentaar lewer daarna. And those that are alive on earth at that moment will together be with you in heaven. Of course, the question is the what, the how, the where, and how do we get the word rapture, and where do we come? So I will discuss it in the next few minutes. Let me first of all say, what makes the rapture so wonderful, it is escaping the wrath of God. God is going to judge the earth, the people of this world. It says clearly in 1 Thessalonians 1 verse 10, we wait for the Son, His Son, to come from heaven. We're still waiting. Jesus left on Mount of Olives nearly 2,000 years ago, and He promised, I'll be back. Now, He will come. Whom He raised from the dead,
even Jesus, who delivers us from the wrath to come. Why do he want to deliver us from the wrath to come? Because the wrath has to do with the great tribulation. Because the 7-year great tribulation in the Bible is known as the wrath of God. When you read 1 Thessalonians 5 verse 9, it says, "For God did not appoint us to wrath." We are his children. But to obtain... Okay, so julle kry die idee. Hy sê dat ons word nie aan die toren van God oorgelaat nie, the wrath of God, the wrath of God. So, belangrike ding wat julle moet verstaan is, ek stem 100% saam met dit. Ons is nie hier vir die toren van God nie. Ongelukkig die fout wat hy maak, is hy bring saam, hy dink die idee van die 7 jaar verdrukking en die toren van God is dieselfde ding. Julle het dit nou duidelik gesien, né? Hy het gesê hy sê ons weet, die Bybel sê dat die 7 jaar verdrukking en die toren van God is dieselfde ding. Nou, my challenge aan julle daar buite is om 'n skrif te gee wat dit wys. Ek gaan inteendeel vir julle vandag mooi hierso wys, vers vir vers, stuk vir stuk. Daar's 'n duidelike verskil tussen toren en verdrukking. Nou eerstens, ek gaan nie te veel in die Griekse woorde ingaan nie, maar daar's 'n woord, 'n Griekse woord vir verdrukking. Ons het al daaroor gepraat, dis flipsis, en daar's 'n Griekse woord vir toren, vir wrath, en dis orge. Okay? So jy het duidelike 2 verskillende Griekse woorde. Nou, net om die konsep vir julle mooi breedvoerig te verduidelik, flipsis, verdrukking, is iets wat deur die kerk nou al gaan. Verdrukking is iets wat die wêreld doen aan Christene. Okay? Dit is verdrukking wat ons ontvang. Hoekom spesifiek? Omdat ons in die woord van God glo. As jy byvoorbeeld gaan lees, die kere wat flipsis gebruik word, nou flipsis word vertaal as persecution of tribulation. Okay, dit maak sin. Dit is wat die konsep vir ons meebring. Dat die wêreld wil ons as Christene doodmaak, seermaak, martel. Die toren van God is wat God op die aarde uitstort. En jy sal sien, veral die toren van God word verduidelik in die later dele van Openbaring. So jy sal eers sien, hier van Openbaring 14 veral, word dit gebruik. Die hele periode van toren in die Bybel is eintlik 'n 1040 dae periode, en ek gaan nou vir julle wys hoe kom ek daarby uit. Wat moet gebeur na die wegraping, na die verdrukking, en dit wys vir ons 'n duidelike verskil. So, die punt wat ek vir julle wil maak is, ek glo in iets wat jy noem die post-tribulation pre-wrath rapture. En ek gaan nou vir julle wys hoekom is dit belangrik, en ek gaan vir julle 'n mooi skematiese voorstelling gee van hoe ek daarby uitkom, sodat jy dit mooi kan verstaan. Maar kom ons fokus net gou eerste oor hierdie konsep van verdrukking en van toren. So as ons gaan hier na die skrif, en ons begin by Handelinge 14 vers 22. Dan sê hierso sê, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith that we must, through much tribulation, enter into the kingdom of God. So, sien julle net gou eers hier, verdrukking, hierdie is flipsis wat hy hier gebruik. Verdrukking is noodsaaklik om die koninkryk van God binne te gaan. So sien, dit moet dadelik vir jou 'n klokkie lui en sê, okay, so in 'n sekere sin soek ons verdrukking. Okay? In 'n sekere sin wil ons hê verdrukking moet kom sodat ons die kingdom of God kan enter. Ek bedoel, dis wat hierdie konteks duidelik sê. Dan gaan ons ook na 1 Tessalonisense 3, net voor die belangrikste deel oor die wegraping wat ons nou gaan aanraak. 1 Tessalonisense 3 vers 3 sê that no man should be moved by these afflictions. Afflictions is weens flipsis. For yourselves know that we are appointed thereunto. So hy sê, verdrukking is vir jou bedoel. Sien julle dit? Afflictions, flipsis, is wat vir jou bedoel is. Ek wil herinner dat in hierdie video van Dr. Raymond Lombard gee hy mooi al die verse, maar het julle gesien, hy het nie die vers aangehaal wat sê die 7 jaar verdrukking is die wrath of God nie. Stem julle saam? Hy het nie 'n vers soos dit aangehaal. Hy het dadelik gespring na 1 Tessalonisense 5 vers 9 wat sê we are not appointed unto wrath. Al wat ek wil doen is ek wil vir julle try wys, sien julle hierso. Hy sê vir Christene is dit bedoel. No man be moved by these afflictions. So ek weet die 7 jaar periode van verdrukking is 'n spesifieke verdrukking. Ek try net vir julle wys, ons moet sensitief wees met die woorde wat die Bybel gebruik. Hy sê nie die 7 jaar van wrath nie. So sien julle my punt. Hy sê hier oor en oor verdrukking, affliction is vir die Christene bedoel. Kyk gou mooi sê hierdie deel in Filippense 1 vers 29. For unto you it is given in behalf of Christ not only to believe on him, but also to suffer for his sake. Vriende, dit is 'n harde vers. Kom ons wees eerlik, hy sê, dis nie net bedoel vir ons om te glo nie. So die ouens wat ons baie kritiseer en sê, ons moet net glo en ons moet net die evangelie versprei, hierso waarsku ons die Bybel ons en sê, hoor, julle gaan suffer, but also to suffer. En hoekom for his sake? Ongelukkig gaan hulle ons iewers begin martel van ons geloof. So sien jy,
Ek weet dit is 'n lekker gedagte om te sê die Here gaan ons red van hierdie goed en hy gaan ons haal voor alles van hierdie gebeur. Hy wil sy bruid beskerm, alles van dit. En hy wil sy bruid beskerm want ons is nie hier vir die toren nie. Maar sien julle hier, hy sê ons moet suffer vir sy koninkryk. Ons moet suffer. En dis die ding, ek wil hê jy moet geestelik voorbereid wees vir hierdie tyd wat kom. Jy moet jouself nou regmaak sodat wanneer dit kom, is jy voorberei. Die ding is as jy verwag Christus gaan kom en hy kom nie en hierdie verdrukking slat ons, wat gaan julle maak? Dit gaan bydra tot die groot wegval, dink ek, wat 2 Tessalonisense 2 van praat. Hy waarsku ons en sê that day shall not come. In 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 3. Wat is that day? Dis the day of Christ, die dag van die wegraping. Hy sê daar wanneer ons opgeneem word na hom. Hy sê daai dag sal nie kom voor daar nie eers 'n groot wegval is. Die kerk gaan wegval, apostasia, en die antichrist word blootgestel, die son of perdition. So vriende, dis hoekom ek hierdie video maak, want dit is so belangrik dat ons verstaan, hier's verdrukking op pad. En ons is hier reg. Dink julle die kerk is reg? Dan ook Johannes 16 vers 33 het ek al baie gewys. These things have I spoken unto you that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation. You will have tribulation. Hy sê natuurlik, be of good cheer, I have overcome the world, maar terwyl ons in die aarde is, gaan ons verdrukking ervaar. Nou, kom ons slaat nou oor na Orge. Wat is dit? Orge, selfde ding, julle weet waarvan ek praat. So hierdie praat nou van die toren van God. Hier word Orge gebruik. For God have not appointed us to wrath. So sien julle die verskil. As jy net vat Johannes 16 vers 33, in the world ye shall have tribulation, flipses, maar hy sê, you will not be appointed unto wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. So sien julle dis duidelik. Daar's 'n teologiese verskil tussen daai twee woorde. Kyk gou Romeine 5 vers 9. Much more than being now justified by his blood, we shall be saved from the wrath through him. So sien julle al hierdie ander verse wat ek gewys het, verdrukking is bedoel vir die Christene, dis daar, dis in die wêreld, dis wat die wêreld aan ons doen, maar die toren van God is nie vir ons nie. Kyk hoe mooi sê Efesiërs 5 vers 9. Kyk hoe mooi sê Efesiërs 5 vers 6 is dit. Let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. So die toren van God is bedoel vir die children of disobedience. Julle sien die verskil. Flipsis, verdrukking vir Christene bedoel, die toren van God nie vir Christene bedoel. En weens, dit word genoem die Great Tribulation, nie die Great Wrath nie. Ek try net vir julle wys, hier is 'n duidelike verskil, en om daai twee konsepte by mekaar te sit, is om eindtye profesie mis te verstaan. Nou kom ek wys vir julle nou op my tydlyn, want voor ons daarby kom. Kom ons kyk gou, kom ek wys net gou vir julle nog 'n ding. Want ek weet, die groot vers wat Dr. Raymond Lombard hier gebruik het, om die wegraping te verduidelik en wat dit is, en ek stem saam met alles van daai. Ek stem heeltemal saam dat dit is die harpatso, ons word weggeruk in a moment, in the twinkling of eye, alles van daai is waar, en hy gebruik 1 Tessalonisense 4 vers 14 tot 17. So ek gaan net hierdie deel weer highlight vir julle. Vers 16 sê, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Ek stem hier saam met hom. Hierdie is hulle wat in Christus is, wat dood gegaan het, voor die mense wat nog lewe, by die wegraping gaan uitkom, gaan hulle eerste opgaan en vir Christus ontmoet in die wolke. Dan sê hy, then we which are alive and remain shall be caught up, hierdie is harpatso, weggeruk, weggeraap, together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So hierso sê hy, hulle wat dood is in Christus sal eerste opgaan en hom ontmoet in die wolke, en dan sal ons as sy bruid opgaan en hom saam met hom gaan ontmoet in die wolke. Dis wat die wegraping van praat. Alright, nou ek wil vir julle 'n paar goeters hier uitwys. Kyk gou die ongelooflike ooreenkomste van hierdie teks en Matteus 24. Nou hier is wat baie van die ouens gesê het, Matteus 24 is net vir die Jode. Ek dink nie dit is so nie. Ek dink nie dit is net vir die Jode nie, maar kom ek, selfs al gee ek vir julle daai argument, gaan ek vir julle wys dat dit nog steeds nie werk in die tydlyn nie. So kyk gou wat sê hy. Immediately after the tribulation of those days. Hierdie is weer eens, flipsis, hierdie praat van die groot verdrukking. Die groot verdrukking word mooi in detail vir jou gegee van vers 15 tot 28 in Matteus 24. Alright? Die vraag is ons hier vir dit? Nou, een ding om op te let, die ouens wat sê die wegraping gebeur voor die, nêrens in hierdie teks wat Jesus van praat, noem hy 'n wegraping nie. Wat vir jou moet kommerwekkend wees. Ek praat van die wegraping waarvan jy praat. Ek dink hier in vers 29 tot 31 praat hy duidelik van die wegraping, maar besluit jy vir jouself. So hierso sê, immediately after the tribulation of those days, wat gaan gebeur? The sun shall be darkened, the moon shall not give a light, and the stars from heaven shall fall. So hierdie is 'n kosmiese teken. Die son gaan verduister word, die maan sal nie sy lig gee nie, so jy gaan in die lig kan sien wanneer hierdie dag kom.
Dis die hele punt wat hy maak. Nou hierdie, baie belangrik, is op ander plekke in die Bybel ook. Ek gaan vir julle nou vat daarna, Jesaja 13, Joël 2 en in Openbaring 6, die belangrikste deel om dit mee te vergelyk. So hierso sê hy, ek gaan vir jou 'n kosmiese teken gee as ek weer kom. Wat gaan gebeur? Sun will be darkened, moon shall not give a light, and the stars from heaven shall fall. En dan sê hy, and the powers of the heavens shall be shaken. Dan sê hy, and then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. And then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven. Ek vat julle weer terug na 1 Tessalonisense 4. Wat het hy hier gesê? He shall descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. En dan sê hy ook hier, in the clouds. Onthou julle, ons het nou net dit gelees. In the clouds, in 1 Tessalonisense 4, in the clouds, in Matteus 24. Kyk wat sê hy ook. With power and great glory. And he shall send his angels with the sound of a trumpet. Angels with the sound of the trumpet. Archangel and the trump of God. So, hier's 'n trompet. Matteus 24 is daar 'n trompet. Eender se gevalle. En dan sê hy ook, ons meet hom in the air. Meet him in the air, dan sê dit, and shall gather together his elect from the four winds from one end of heaven to the other. As hierdie vir jou onduidelik is, kan jy gaan lees in Markus 13, dan praat dit van een end van die aarde tot in die hemel. So, die punt is, hier's 'n gebeurtenis, waar God sy elect, sy uitverkorenes, van die aarde opgeneem gaan word in die hemel. Dis duidelik. En nou het ek vir julle gewys, hierdie, in 1 Tessalonisense 4, het 'n verstommende, praat van dieselfde goed, dit praat van 'n trompet, dit praat van in die wolke, wat Christus kom. Dit praat van die archangel, with the voice of an archangel, hierdie tekens in die hemel. So sien julle, dis baie moeilik in my siening om te vereenselwig die idee dat hierdie twee goeters nie van dieselfde ding praat nie. Nou, soos ek julle verstaan, en ek het met 'n goeie broeder daar in Potchefstroom gepraat, hy sal sê hierdie, praat van die tweede koms van Christus, okay? So hy sal sê, hierdie praat nie van die wegraping nie, maar hierdie praat van die Jode wat opgeneem word, wat oorbly nadat die wegraping plaasvind. Nou kom ons toets dit gou in die skrif, tydlyn gewys. Kom ons kyk of hierdie gaan sin maak in die eindtyd tydlyn. So, die volgende onderskeid wat ons moet tref, is hier's 'n koms van Christus in die wolke, soos wat julle duidelik kan sien, 1 Tessalonisense 4 praat verseker daarvan. 'n Koms van Christus in die wolke, en dan is daar 'n ander koms van Christus wat hy kom op 'n wit perd, en dit is in Openbaring 19. Nou, die probleem is, julle ouens wat so sê nou maar sê, hierdie is die tweede koms van die Here, en dat Openbaring 19 praat van hierdie, so jy sien, daar's geen vergelyking nie. Openbaring 19 praat van God wat saam met sy bruid afkom, en op die aarde sy voet neersit. So die ander ding waarvan Dr. Raymond Lombard praat, en baie van die ouens wat dispensational is, en ek is ook dispensational, ek stem heeltemal saam met daai hermeneutiek, tot 'n groot mate wat ons moet gebruik om die Bybel te interpreteer, maar ons praat van twee verskillende koms van die Here. So die eerste deel is die wegraping, daar stem ek saam, dis net wanneer gebeur hierdie, en die tweede deel is sy tweede koms wat hy saam met sy bruid afkom na die aarde toe, en dan die Millennial Kingdom inwy. Nou ek stem saam dat die twee verskille is. Die vraag is, met watse deel praat die Bybel van? Jy weet, watse deel is die verskil tussen hierdie twee? Nou, die eerste koms is Christus in die wolke, maar jy sal duidelik sien, die tweede koms is Christus wat met die wit perd kom, as jy Openbaring 19 gaan bestudeer. Dan sê jy sien, niks in Openbaring 19 is dieselfde as 1 Tessalonisense 4 nie, of Matteus 24. So die probleem is, die pre-trip ouens het nodig dat hierdie in Matteus 24 dieselfde is as Openbaring 19. Want dit is die tweede koms wat julle sê. Anders, as dit nie dit is, die vraag dat 'n pre-trip ou vir my verduidelik, wat is hierdie wat gebeur? Wat is hierdie geleentheid? Wie is hulle wat hier weggeraap word? Is hierdie 'n ekstra ander wegraping? Want hier is duidelik mense wat van die aarde af opgaan en vir Christus in die wolke ontmoet. Maar sien, dis belangrik om daai verskillende twee komste te onderskei. Nou, soos ek vir julle gesê het, hierdie sun and moon wat gedaken word, is 'n baie belangrike konsep. So as ons gaan kyk na Jesaja 13, dan sê julle sien, behold, the day of the Lord cometh cruel, both with wrath and fierce anger, to lay the land desolate, and he shall destroy the sinners thereof out of it. For the stars of heaven and the constellations thereof shall not give their light, the sun shall be darkened in his going forth, and the moon shall not cause his light to shine. And I will punish the world for their evil and the wickedness of their iniquity. And I will cause the arrogancy of the proud to cease, and I will low the haughtiness of the terrible. So sien julle, wanneer die son en maan verduister word, soos wat ons gelees het in Matteus 24, dan sê dit, dan gaan hierdie toorn van God geopenbaar word. Sien jy, hy sê dan hierdie terrible, hy punish, alles van dit gebeur. Joël 2 sê dit vir ons nog meer duidelik, dan sê dit, the sun shall be darkened,
the sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and terrible day of the Lord. So sien julle, na die verdrukking, het ons duidelik gelees in Matteus 24, word die son en maan verduister, en dan, wat daarna gebeur is die day of the Lord begin. So die son en maan verduister na die verdrukking voor the great and terrible day of the Lord. Met ander woorde, die son en maan se verduisteringse gebeurtenis wat saam met die wegraping gebeur, is na die verdrukking, maar voor die toren van God. Sien, dis net duidelik wat die skrif vir ons sê. Nou gaan ek julle vat hier na my tydlyn. Nou kom ek try dit so vir julle wys. So, ek dink julle sal oorweldig wees met die kwaliteit van hierdie ding, maar ek het dit net vinnig by mekaar geslaan, net sodat julle 'n idee kan kry waarvan ek praat. Okay, so kom ek wys julle gou hierso. Hierso het jy die pre-trip wegraping aan die onderkant, en hierso het ons die post-trip wegraping aan die bokant. So hierso is die 70ste week van Daniël. So tussen hierdie blou en hierdie geel wat ek hier vir julle gemerk het, dit is die 7 jaar van verdrukking in die pre-trip wegraping. So hulle glo, die wegraping gebeur voor hierdie 7 jaar. Almal is by. So die posisie wat ek vir julle probeer leer is, hier is die 7 jaar periode, en voor die tyd van toren, hierdie 1040 dae, ek sal nou vir julle wys ons daarby uitkom. So die tyd wat ons sien in die Bybel is, wat ons gelees het in Matteus 24 is, after the tribulation of those days. So hier is die tribulation, the sun and moon will be darkened, moon shall not give a light, en dan begin hierdie tyd van toren, hierdie 1040 dae. Nou, hoe ons weet hierdie is 1040 dae, is as jy gaan kyk at Daniël 8, kyk hoe mooi sê dit hier, in Daniël 8 vers 13, Then I heard one saint speaking, and another saint said unto that certain saint which spake, How long shall be the vision concerning the daily sacrifice and the transgression of desolation, to give both the sanctuary and the host to be trodden under foot? So hy vra vir hom, hoe lang gaan die abomination of desolation wees? Hierdie periode wat ons hier het, waar die tempel afgebreek gaan word, hierso by abomination of desolation, hier waar die tempel afgebreek gaan word, hoe lang gaan dit duur? En dan sê hy vir hom, hoe lang dit is, en hy sê vir hom 2300 dae. Ons weet ook, hierdie praat nie van Antiochus nie, hierdie praat van die toekomstige antichrist, want na 2300 dae wat Antiochus die tempel vernietig het en niks gebeur nie. So hierdie praat van 'n toekomstige antichrist wat kom, en hy sê die tempel gaan afgebreek wees vir 2300 dae. So as ons gaan kyk hierso, het jy die abomination of desolation, die tempel wat afgebreek word, hierdie 1260 dae tot die son en maan verduister word, en die wegraping gebeur, en dan gaan na 1040 dae na, hierdie van 2300 minus 1260 gee vir 1040, dan oorskry dit hierdie periode met 1040 dae. Die probleem is met die pre-trib, is as ons sê, hier is die abomination of desolation, het jy hier 3,5 jaar, en julle glo alles is dan klaar hierso, verstaan, die toren van God gaan nie val nie. So nou het jy 1040 dae, hier in die millennial koninkryk, wat daar net niks gebeur nie. Terwyl ek nou net vir julle gewys het, die Bybel sê duidelik, dat the day of the Lord sal begin met 'n tyd van toren, met 'n tyd van wrath. Dis presies wat ons gelees het in Jesaja 13. So met ander woorde, julle issue is, die tyd van toren, wat val in die day of the Lord, kan nie gebeur, voordat die son en maan verduister word nie. Verstaan julle dit? So julle probleem is, die son en maan word verduister eers aan die einde van alles van die, wat julle sê, die toren van God, val in hierdie 7 jaar periode. So omdat julle toren van God saam met die verdrukking is daar nie 'n tydperiode hierna vir die toren om te gebeur nie. Maak dit sin? Dit maak vir my 100% sin. So met ander woorde, die koms van Christus op die wit perd kan eers gebeur na hierdie 1040 dae. As jy in Openbaring gaan lees, sal jy sien die wegraping gebeur op hierdie dag waar die son en maan verduister word in Openbaring 6, dan in Openbaring 6, so as jy dit nou gaan vergelyk, hierdie periode waar die son en maan verduister word, Openbaring 6 vers 12, And I beheld when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood. So hierso het jy waar die son en maan verduister word. Wat ons nou weet is die wegraping in Matteus 24, want dit praat van dieselfde geleentheid. En dan vers 10, net voor dit sê, And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? So sien jy, hierso het jy ouens, in die tyd van die groot verdrukking, wat sê, Here, wanneer kom u, wanneer gaan u die toren van God uitlaat? Hulle sê hierso, does thou not judge and avenge our blood? So hulle vra, Here, waar is die toren? So sien jy, die toren kan nie deel wees van die verdrukking nie. Die toren is eers iets wat hierna gebeur. En kyk hoe mooi sê hy, aan die einde van vers 17, na die wegraping in vers 12, sê hy, For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? So hier sê hy, die kerk is weggeneem, nou kan die toren van God gebeur. En dan het jy in detail hoe die toren van God
uitgestort word met die 7 bakke, met die 7 trompette en dan met die oordeel van die hoer van Babylon in Openbaring 17. So sê, as jy nie sensitief is dat daai die toren is, en nooit word die woord toren gebruik voor dit nie. En dit is waar die ding skeefloop. Sien julle, dit is waar die probleem kom. En kyk dan hoe mooi, in Openbaring 19 kom ons saam met die wit perd af, saam met Christus, en lei die millennial koninkryk in. Maar ek dink as jy hierdie tabel bietjie verstaan, dan gaan dit vir jou sin maak hoekom die wegraping nie kan gebeur voor die tyd nie. Want sien julle, die volgorde dis tribulation, dis die verdrukking, dis die son en maan wat verduister word, dan is daar nog 1040 dae oor die profesie in Daniël 8, wat hierdie toren moet geskied op die aarde. Julle het nie 'n spasie vir daai 1040 dae nie, want julle glo die toren en al stop met hierdie koms. Julle glo hierso kom die kerk dan nou terug, saam met Christus, om die millennial koninkryk in te wy, en dan is daar nog 1040 dae oor. So dis die probleem. Dis die ding wat julle moet probeer harmoniseer. So dit is hoekom ek op die einde van die dag besluit het om die pre-trib wegraping te los. En die boodskap wat ek by ons wil los is, vriende, as dit so is, dat hierdie wat ek vir julle hier gewys het, waar is, dan het ons nodig om meer as ooit te bekeer, meer as ooit na die Here te draai, en te verwag dat ons gaan begin vervolg word vir ons geloof. Onthou, daar is ouens wat nou in daai vervolging is, maar Matteus 24 praat van 'n vervolging wat groter en meer ernstig is as enige ander tyd in die wêreld. Maar dis op die einde van die dag die probleem. Waar plaas julle ouens die verskil tussen die wit perd oordeel? Julle kan nie sê die Christus se koms op die wit perd is dieselfde as Matteus 24. Ek dink dat vir julle probeer wys. Wat sê julle dan gebeur? So met ander woorde, jy het hierdie Jode wat nou opgaan vir die Here in die wolke ontmoet en dan dadelik saam met hom afkom met die wit perd om die millennial koninkryk te begin. So sien julle probleem is Daniël 8 kan julle nie harmoniseer nie, en julle kan ook nie die konsep dat die day of the Lord kan eers begin wanneer die son en maan verduister word, wat op Matteus 24 se dag gebeur. Vriende, belangrik is jy beter nie 'n woord glo wat ek hier sê nie. Jy moet dit gaan toets in die skrif, gaan lees dit vir jouself, los jou kommentaar, en asseblief iemand oortuig my, wys my waar ek verkeerd gegaan, sodat die Here ons kom haal voor al hierdie goeders gebeur, maar ongelukkig is daar moeilikheid op pad.